Goeiedag, volk van God. Baie dankie dat jy ingeskakel is vandag op Kruiskyk TV om te luister na die goeie woord van God. My thema vandag is ons gebed, gesprek met God. Ons gebed, gesprek met God. 'n Mens neem so deel aan baie gesprekke en ons praat van God en ons praat oor God, maar so min praat ons met God. En ek wil vandag 'n paar Bybelse karakters vir u opnoem wat gesprekke met God gehad het. Ek lees vandag die woord opgeteken in 1 Konings 8 en dit is Salomo se gesprek met God. 1 Konings 8 vanaf vers 28. Want wend u dan tot die gebed van die knegt en tot sy smeking. Here my God, deur te luister na die geroep en die gebed wat u knegt vandag voor u aangesig bid, sodat u oop mag wees, dag en nag oor hierdie huis, oor die plek waarvan u gesê het, my naam sal daar wees, sodat u mag luister na die gebed wat u knegt na hierdie plek toe sal bring. Luister dan na die smeking van die knegt en van u volk Israel, wat hulle na hierdie plek toe sal bid. Ja, mag u hoor elke gebed na ons woonplek, na u woonplek, na die hemel toe, en as u dit hoor, vergewe dan. Mag God sy woord seën tot ons harte. Nou Salomo het 'n gebedsgesprek met God gehad, die Allerhoogste, by die inwyding van die tempel. En ek wil vandag byvoeg die gesprekke wat verskillende godsmanne gehad het met God. U weet, die gesprek met God is 'n informele gesprek van die mens, assist by the Holy Spirit and Jesus. Nou, hoekom is ons gesprek aan tot God? Omdat die woord sê, hy is die Here van die leerskare, hy is die buitengewone, bonatuurlike God, die Here ons voorsiener, die Here ons herder, die Allerhoogste God en die magtige God. So, ek wil vandag praat en spesifiek vir u noem van godsmanne wat gesprekke met God gehad het. Eerste Daniel. U weet, Daniel het 'n verhouding gehad met God. U weet, daarom was hy in guns van God. En Daniel was in die koningse paleis en het uitgeblink, uitgesaan bo die ander ministers en die landsvoorde. En natuurlijk het jaloesie plek ingevat by daardie ministers en landsvoorde. En hulle het beplan om iets fout in Daniel se lewe te vind. Hulle kon nie tensy hulle teen sy godsdienst dit vind nie. En hulle het na die koning begaan en gesê, ons doen die beroep, skryf die wet, dat die volk vir 30 dae moet aanbid. En hulle het geweet dat Daniel die lewende God aanbid. En die koning het toe die wet uitgereik en onderteken. En hulle het vir Daniel dopgehou. En op 'n dag het Daniel weer na die boventrek in sy huis gegaan en die aangesig van sy God besoek. En terwyl hulle roep na hom, het hy oorgeskakel na sy lofprysing gebed, na sy smeekgebed en by God gesmeek vir genade. Hulle neem hom toe na die koning en vertel vir die koning wat Daniel doen. En die wet was natuurlijk, as jy die koning aanbid nie,
word jy in die leeukuil gegooi. Die koning het geweet, en was bekend met Daniel se lewe, toe hy dit hoor, en hy sê, gooi vir Daniel in die leeukuil, het hy die nag in vas gegaan, en hy kon nie slaap nie, en vroeg die volgende oggend, toe gaan staan hy by die leeukuil en roep, Daniel, was die lewende God, jou grote God in staat om jou te bewaar, en Daniel het gesê, lang leef die koning. En u weet natuurlijk wat het daarna gebeur, wat het gebeur met die mense wat vir Daniel ingegooi het. Die tweede persoon wat ek graag vandag vir u wil noem, is Hanna. U weet, Hanna het 'n begeerte gehad, en Hanna het weer 'n hartsgebed na God toe gesê. Elke dag het sy na die tempel gegaan en haar begeerte bekend gemaak aan God, en later van tyd het sy glad nie meer woorde gehad nie. En op 'n dag toe kom Eli, en Eli vra vir Hanna, hoe lang wil jy vir jou soos 'n droomvrou gedra? En jy weet, in sulke tye, as jy behoeftig is, dan die wat na aan jou is, maak jou natuurlijk die seerste. En die koning het vir Hanna baie seer gemaakt. En Hanna het verduidelik, waarom sy jy doen? En geliefdes, die Here het Hanna se skoot gesluit, sê die woord. Maar die hartsgebed wat Hanna vir God gegee het God se gedagtes laat verander, en Hanna se skoot oopgemaak, en vir Hanna 'n seun gegee, Samuel. En dan kry ons die derde Godsman wat gebid het, Dawid. Dawid het weer 'n belydenisgesprek gebed met God gehad. Hy het gesondig. Maar hy het sy toevlug na God toegeneem, en hy het sy gebed ook aan God opgeoffer. En hy het gebid, die smeekgebed, skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut aan die binneste van my 'n vaste gees. Verwerp my nie van die aangesig, en neem my heilige gees nie van my weg nie. Gee my weer die vreugde van u heil, en ontseën my deur 'n gewillige gees. Dit was Dawid se gebed, en God het Dawid vergewe. Die belydenisgebed, die smeekgebed, het God vir Dawid vergewe. En dan is daar Samson, wat ook 'n gesprek met God gehad het, maar Samson het 'n wraakgebed, wraak gesels met God gehad. U weet, nadat die Filistyne sy oë uitgesny het, is hulle op 'n dag vir hom uit die tronk uit laat haal, en gesê, jy moet vir ons speel. En daar was baie mense teenwoordig. Daar was omtrent 3000 mense op die dak teenwoordig. En terwyl Samson so staan te vry, help my net dat ek my 2 arms om die 2 pilare plaas. En toe hy sy 2 arms so om die pilare plaas toe, het hy 'n diep wraakgebed na God toe gesê. Gee my net die krag, dat ek net een van my oë kan wreek oor hierdie Filistyne. En toe hy sy arms om die pilare plaas, en hy trek die pilare na mekaar toe dood daar die dag, meer as wat hy gedood het toe hy nog gelewe het. So hy het meer gedood, saam met die wat hy gedood het. En dan natuurlijk die laaste een wat ek met u wil praat, is Jesus. Jesus in Getsemane. U weet, Jesus het 'n gebed opgestuur na sy Vader, en hy het 3 van sy disciples, wat hy liefste was, saam met hom geneem. En elke keer, as hy terugkom van sy bidsessie af, dan vind hy die disciples aan die slaap. Maar wat vir my geleerd en wat vir ons geleerd is dat Jesus het nie gestop nie. Hy het wel gebid, as dit u wil is, laat hierdie beker verby my gaan. Maar hy het nie gestop nie. Volgens Lukas 18 vers 1, wat sê, bid gedierig. So Jesus het gedierig in kontak gewees met sy Vader.
Hy het gebid en sonder 1 Thessalonicense 5:17 sonder ophou. En die derde keer toe sê hy, my uur het naby gekom. En hy was oorgelewer. Kom ek som op. Daniel, daar is 'n skrifgedeelte wat God die Bybel noem van Daniel, dat Daniel het die belofte was daar, jy sal rus en jy sal opstaan. So dit is 'n teken dat hy sal opstaan en sal deel wees van die nuwe lewe. So die belofte was daar vir Daniel. Vir Hanna het 'n seun gebaar, nie 'n gewone seun nie. 'n profete seun wat sy naam Samuel was. En die volk het daar Samuel toe gekom en gevra, bid vir ons, tree in vir ons by God, en so aan. Vir David is God gesê, 'n man so na in my hart, so na in my hart, ongeag sy sonde toestand. Jesus Christus sit vandag aan die regterkant van sy Vader, met die boek van die lewe. So ek wil vandag die volk bemoedig, ongeag waardeur u gaan, daar is oorwinning aan die einde. Moenie ophou nie, moenie omdraai nie, hou aan, dat is loon. Die God van Daniel, die God van Hanna, die God van David, die God van Samson, en Jesus is dieselfde. Wat die God gedoen het, vir die Godsmanne in die Bybel en die Godsvrou, kan hy vir ek en u ook doen. So ek wil vir u vra, dring deur, moenie stop nie. Jesus het op 'n oomblik geval op die grond, en sy sweetdruppels het geplof in die sand in, maar hy het nie opgehou nie, hy het gebid, 3 keer het hy teruggekom, hy het nie moedeloos geword nie, en hy het weer gaan bid. So ek wil vandag vir u sê, u wat luister na die woord, moenie ophou bid nie, daar is loon aan die voorkant. Ek beloof dat ek sal nie vir jou iets gee wat jy nie kan dra nie. Hy is getrou, die God van Abraham, Isaac en Jacob, hy is dieselfde, soos hy God was van David en Daniel en Hanna, so is hy ook die God van ek en u. So ek wil vir u sê, kom ons staan sterk, veral hierdie dag, kom ons staan sterk in die naam van Jesus, en hy sal ons help. Kom ons bly bidend, volgens Lukas 18:1, kom ons bid geduldig, ons word nie moedeloos, ons gebed nie, bly in gesprek met God, en volgens 1 Thessalonicense 5:17, sonder ophou. Mag die Here God u versterk, mag hy gevoed word deur die woord. Ons weet, hy is die Alpha, hy is die Omega, hy is die voorsiener, en hy sal elkeen voorsien, wat nederig voor hom buig. Net so in gebed vir 'n oomblik. Vader, in die naam van die Seun Jesus, dankie vir die woord. Ons wat nog in die land van die lewendes is, help ons om deur te dring, aan te hou, moed te hou, in die naam van Jesus, met baie danksegging. Amen en amen.